Ja, prys die Here. Ek wil vir julle sê, dis 'n atmosfeer wat vir my eintlik baie kosbaar is. Baie bewus van die Here en bewus van engele en ja, prys die Here. Vader, ek dank U net dat ons vandag hierdie dag kan vier, die opstanding kan vier. Dankie Jesus dat U gekom het en dat U die verskil gemaak het. My gebed is vanoggend, Vader, is dat U deur U Gees, deur die woord vanoggend net ons geestelike oë sal oopmaak om meer te verstaan as ooit tevore. Ons bid vir onsself, vir mekaar. Bid ons vir die Gees van wysheid en openbaring en kennis van U. Ons bid dit vandag in Jesus naam. Amen. Nou, ek het so vinnig vanoggend so ietsie gekyk, so 'n paar minute net gekyk na 'n preek van Bill Johnson. Ek sit gewoonlik ons sitkamer se TV, sit ek op YouTube en dan luister ons na die worship saam en alles. En het hy op 'n stadium nou gepraat en hy het net iets gesê wat ek net weer besef het. Op 'n stadium hierdie naweek, ons was gisteroggend by Broederspit gewees saam met ons buitegemeente so bietjie konferensie gehou en ek het die woord bedien en dit was awesome. Dis al wat ek kan sê. Ek wil eintlik, ek het gedink op 'n stadium sal ek dit miskien net op my Facebook sit. Want ek het so 'n DVD geneem. Hulle verstaan, ons kan 'n bietjie leer by hulle van worship, praise and worship. En ja, so dit was vir ons 'n awesome ervaring gewees gisteroggend. Maar wat ek besef het terwyl oor die sê nou maar erns. Daar's geen meer belangrike event as wat ons hierdie naweek gevier het. Op hierdie aarde is daar geen belangriker event. Die dag wat Jesus gesterf het en toe uit die dood uit opgestaan het. Alles, ek wil amper sê, kom daar by mekaar en alles, dis wat die verskil maak in hierdie lewe. Wanneer ons daardie realiteit in ons lewens beleef en ervaar. Dood en opstanding van Jesus. En ek dink daar's een ding, 'n mens sê, jy weet, dis nou maar dieselfde, jy weet, dis dood en opstanding. Maar soos wat 'n mens aangaan en deur die jare aangaan, word dit net meer duideliker en ek kan eerlik sê hierdie Paasnaweek was vir my ek het die realiteit daarvan meer as ooit besef en belewe en daar's 'n dankbaarheid in my hart. So ek wil vanoggend wil ek basies die woord gaan meerendeels vir homself praat. So ek gaan met julle deur sekere dinge gaan. En die een ding wat ek wil duidelik maak vanoggend wat vir my baie belangrik is. Wanneer ons kom by die dood en opstanding van Jesus, dan is daar een ding wat ons nodig het om te verstaan. En dit is dat deur die dood en opstanding van Jesus, in die eerste plek by die sondeval het ons alles verloor. Alles. Die mensdom het ons verhouding met God verloor en daar's 'n string dinge wat ons kan opnoem wat in die wêreld ingekom het. En al daai dinge wat ons eintlik kan noem is eintlik onder die vloek. En Jesus het gekom. En die enigste ding wat hy nie omgedraai het nie,
wat erns in die toekoms sal wees, is die hele kwessie van die dood, dat die mens nog vir 'n tyd lewe en dan doodgaan. Dis die enigste ding. Maar in dit sê die woord, 1 Korintiërs hoofstuk 15, ek hou daarvan om, as ons begrafnis hou, as ek iemand begrawe, dan lees ek hierdie skrif. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. En dit is, daardie deel sal nog voltooi word. Maar die res, het Jesus alles wat die mens verloor het hy gaan omdraai. Hoor mooi wat ek sê. Daar's nie een ding wat daar was in die tuin van Eden wat nie vir die mens teruggegee is en wat die mens die moontlikheid het om dit te beleef na die dood en opstanding van Jesus nie. En dis vir my en vir jou baie belangrik om dit te verstaan. Nou, ek gaan begin by 1 Korintiërs hoofstuk 2, wil ek vir julle hierdie skrif lees, want ek dink nie altyd almal verstaan dit nie. Vers 7 van 1 Korintiërs 2 sê, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was. Die wysheid van God wat in verborgenheid bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. So dit was bedek, en God het die hele ding beplan, en die hele ding saamgestel, en die hele ding uitgewerk gehad. Alles was reg. Want daar sou 'n dag kom tot ons heerlikheid. Nou, hoor net hier. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Die heersers van hierdie wêreld is Satan en sy, kan ek sê, sy volgelinge. Gevalle engele, demone, daardie hele rangorde. Dis waarvan hier gepraat word. Die heersers van hierdie wêreld. En hulle het dit nie geken nie. En net dit alleen sê vir my iets vir my en vir jou vandag. Dat Satan het nie al die kennis en insig en wysheid nie. Want hy het nie verstaan wat aan die gang is nie. En hoor net hier. Hy sê, want as hy dit geken het, as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. As hy insig gehad het in die wysheid van God. En eintlik as jy verder in hierdie hoofstuk lees, dan besef jy dat die Heilige Gees is die een wat dit vir ons openbaar. En al wat ek wil sê, die Heilige Gees is nie naby Satan nie. Hy het nie die insig nie. Hy glo sekere goed. Hy glo nog dat hy kan wen. I've got news for him. Maar dis die belangrike ding wat ons nodig het om te verstaan. So al wat hy moes doen, hoor net, al wat hy moes doen, hy moes Jesus geïgnoreer het. As hy geweet het wat aan die gang is. Al wat hy hoef te gedoen het, was niks te gedoen het. En Jesus net uit te los. Hy sou ook mense genees het, hy sou mense uit die dood uit opgewek het, al die dinge. Maar die groot storie van Jesus was, alles het by mekaar gekom by die kruisiging en die opstanding. Maar hy het nie geweet wat aangaan nie. Hy het gedink, ek het hom. Dit wat hy van die begin af, wat ons lees van in Esegiel, dink is Esegiel 28, nie 100% seker nou op die oomblik nie, maar daar word uiteengesit wat gebeur het. Hy het ek wil amper sê in opstand gekom teen God. Hy was een van die 3 hoofengele van God, as ek dit so kan sê, aardse engele.
Hy was die worship angel. Hy is so gemaak dat ek dat soos wat ek het verstaan, wat ek ouens hoor praat het en dit bestudeer het, dat musiek uit sy liggaam uitgekom het. Hy was gemaak om musiek en aanbidding vir God te maak. Hy was die leier van die worship. Hy was in die allerheiligste in aanbidding gewees. En toe word daar ongeregtigheid in sy hart gevind. Hy wil homself verhoog het o God. En daar het die hele gemors gekom. En al wat ek vandag vir u sê, en gister toe ek daar by die woord bedien het ek vir hulle gesê, ek het dit al hier vertel, Rick Joyner het 'n boek geskryf, The Call. Dit is 'n baie goeie boek om te lees. En in die Call het hy as een hoofstuk wat hy geskryf het. En die ding wat hy gesê het, wat die Here vir hom gewys het. Besef julle dat die engele aanbid God in die hemel, aanbid God. Hulle sien God, hulle beleef hom, hulle ervaar hom, hulle ervaar sy grootsheid. As jy deur Openbaring lees, dan kom jy agter. Dis aanbidding. So met ander woorde, hulle verstaan wat hulle aanbid. Wat toe wys die Here vir hom? Hy sê ons hier op aarde wat weergebore is, ons ken die Vader, ons het 'n verhouding met die Vader, ons ken vir Jesus en die Heilige Gees. Ons het nie daai insig, die volle insig van God die Vader nie. Wat ek verstaan as 'n mens die woord lees, as jy in sy teenwoordigheid inkom, gaan jy grond toe. Nie omdat jy gedwing word nie, dis net daai aanbidding. Jy lees dit. Daar stye wat van ons wat hier sit, dit al ervaar het, wat die teenwoordigheid van die Here kom, wat jy wil op die grond wees. Jy wil nêrens wees. Jy wil op jou knieë wees. Jy wil voor die. En dis wonderlik as 'n mens daai tye ervaar, en daar is sulke tye wat ons ervaar. Maar in die algemeen, soos wat ons hier sit vandag, het ons nie insig in die geesteswêreld nie. So ek en jy sien nie God nie. Ons word bewus van sy teenwoordigheid. Die Vader en Jesus en die Heilige Gees. Jy word bewus daarvan. En toe sê die Here vir hom, die waarde van mense en van sy gemeente, want die Here wys hom toe, ek sommer 'n klein kerkie, waar die mense hom aanbid. En wat die Vader sê, hy maak alles stil rondom hom, om dit wat daar gebeur. Wat hierdie mense, party van ons sit baie keer in worship, en ons omstandighede is gebroken, as julle my sal verstaan. Ons omstandighede is nie gaaf nie. Maar doen nie moeite om te kom, of daar by die huis, die Here te aanbid, om net te luister en om te aanbid. In hierdie omstandighede. Die engele beleef dit nie. Daar waar hulle is dit perfek. Ek wil dit nie afmaak nie. Maar ek wil elkeen van ons bewus maak van die waarde wat ons aanbidding vir die Vader het. Wat hy letterlik, wat Rick Joyner in daai boek gesien het, hoe dat die Vader gefokus is op hierdie groepie mense wat hom net aanbid. Maak nie saak wat hulle omstandighede is nie. Dit het vir hom waarde. Rick Joyner skryf aan die einde van daai hoofstuk, hy sê, never again will I waste a time to worship God.
omdat dit soveel waarde vir die Vader het. En dis waarom ons daarna moet strewe om waarlik in daardie soort aanbidding in te beweeg en God te aanbid in gees, soos Dion vir met ons gedeel het, gees en in waarheid. Hoor mooi, want die Vader soek die wat hom so aanbid. Die Vader soek die wat hom so aanbid. Mag hy in ons, in my, in hierdie gemeente, 'n groep mense vind, praat van die gemeente vind, hom sal in gees en waarheid. Amen. Amen. Dis 'n uitdaging. Nou wil ek julle vat na Efesiërs hoofstuk 1 toe. Efesiërs 1 is vir my een van daai hoofstukke wat vir my, ek wil amper sê, ek kan amper nie genoeg kry. En ek kan altyd weer teruggaan, Efesiërs 1 toe. Nou weet ons, ek gaan nie na al die ander goeders toe gaan nie, dat in vers 17 sê Paulus, hy sê dat die God, hy bid nou, hy sê eintlik, vers 15, daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. As daar een gebed is wat ek en jy op 'n gereelde basis, ek wil amper sê op 'n daaglikse basis kan bid, is dit hierdie een, dat die Here aan ons sal gee, die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, verligte oë van julle verstand. Daai woord verstand kan ook vertaal word met hart. Met ander woorde, jou hart. Jou innerlike mens. Verligte oë van ons harte, sodat ons kan weet. So met ander woorde, daar's 'n mate wat ons nodig het om iets te verstaan. En dit is dat daar's iets wat ons noem openbaringskennis. En dis hoekom ons dankbaar is vir die Heilige Gees, want die Heilige Gees het gekom om ons in die volle waarheid in te lei. Die Heilige Gees het ingekom om vir ons geestelike oë oop te maak om te sien en te verstaan en 'n openbaring te ontvang van wie God werklik is. En dis die gebed wat ons moet bid. Verligte oë. As jy nou iets in hierdie verband wil gaan lees, ek gaan dit nie nou na toe gaan nie, 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 6. Want dan praat hy van God wat gesê het, laat daar lig wees. En dan praat hy van die verligting, en wat in ons harte inskyn. So ons het nodig om te verstaan, ons het openbaringskennis nodig, en ons het nodig om vir mekaar en vir die gemeente te bid, en vir my te bid, en ek vir julle, en ons vir mekaar, en vir verligte oë van ons harte, sodat ons kan weet. Daar's party dinge wat ons van kennis geneem het, maar ons weet nog. Geestelike dinge, daar's 'n openbaringsaspek wat in hierdie woord opgesluit is. En dis wat ons nodig het. Nou sê hy, 3 dinge, sodat jy kan weet vir die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En dan, wil nie op die ander 2 konsentreer nie, die derde een wat hy voorbid. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy met die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Ek gaan nou vir die oomblik net tot daar lees. Julle sien,
Die ding wat ons nodig het om te verstaan, is dat Jesus, en dis wat gebeur het, wat nou in 1 Korintiërs hoofstuk 2, wat ek vir julle gelees het, wat die bose Jesus die hel laat smaak het. Dit het nie tot hom deurgedring. Jesus is sondeloos, was sondeloos. So hy het 'n onskuldige persoon die hel laat smaak. Die hel is die straf, die loon van die sonde, sê Romeine 6 vers 23. Dis die uiteinde van sonde. Die loon van die sonde, die hel. So Jesus, hy het Jesus die hel laat smaak. Wat ek en elkeen van ons wat hier sit, dis terrible om daaraan te dink, maar dis die realiteit. Dit was my en jou bestemming. Dit is waarheen ons op pad was. Was dit nie vir Jesus nie. Dis waarheen ons op pad was. Ewige verderf. En hy het Jesus dit laat smaak. En hy het gedink, I got him. Ek het hom. Na 3 dae. Toe word Jesus uit die dood uit opgewek. En jy sien, ons het nodig om die woordjie dood, daar's eintlik, ons ken net die dood in die sin van, ons het daarmee te doen wanneer 'n dier doodgaan of wanneer iemand doodgaan, dan word ons bewus van die dood. Maar julle sien, die dood staan vir alles wat plaasgevind het toe Adam en Eva geval het in die sonde. Die dood is die oorkoepelende, ek wil amper sê definisie of beskrywing van alles wat gebeur het. So met ander woorde, onder die dood is siekte, sonde, noem al die goeters wat daar is wat skeef geloop het. Dis wat die dood veroorsaak. En ons het partners geword van daardie dood. As gevolg van ons gees wat dood was. Nico sal dit vir julle verduidelik met die volgende disippelskap. Die hele ding van gees, siel en liggaam. En die woord sê nou, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterk nou, hier is vir my die belangrike ding. Hier is dit vir my belangrik vir my en vir jou om dit te verstaan. Alles wat die duiwel gehad het, al sy krag, al sy misleiding, al sy volgelinge, gevalle engele, demone, alles wat hy tot sy beskikking gehad het hy daai dag ingespan om dit te stop wat nou gebeur het. En dit is dat Jesus uit die dood uit opgewek is. Hy het alles gegooi. Hulle sê, hy het die kitchen sink het hy gegooi. Hulle moet daar soms so uitdrukking. Hy het alles gedoen wat hy kon. Hy kon nie God se krag, sy opstandingskrag wat God vrygestel het, deur sy gees, kon hy nie stop nie. Dink nie daaraan. Hy kon dit nie stop nie. Hy kon dit nie keer nie. En, wat dit blyk, as 'n mens nou Kolossense 2 gaan lees, dan lees hy het alles van hom, wat ek wil net gou sê, wat sê hy daar? Kolossense 2. En okay. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het, hy het hulle uitgeklee. Ek sou eintlik wil graag gaan kyk wat beteken daai woord uitgeklee. Hy het al hulle gestrip van alles.
selfs die vermoë om musiek te maak. Dit was al redelik geneutraliseer as gevolg van die feit dat die Heilige Gees nie deur hom gewerk het na die sondeval nie, glo ek. Hy het hom gestrip en dit van hom weggevat. En mense het dit al voorgestel, jy weet, die poorte van die hel. Toe Jesus op pad was na die poorte van die hel, het al die demone en alles het by daai poorte gaan staan en hom probeer stop en keer dat hy daar gaan. Maar hy het, soos ek wil amper sê, die beste prentjie wat ek het is so Simpson wat die poorte van die stad op sy skouers gevat het en geloop het. En Jesus het sommer die hekke saam met hom gevat. Dis nou net 'n beeldspraak. Maar ek dink om dit te verstaan, is wonderlik om te besef. Niks wat die duiwel hoe kan ek sê, opdis kon omkeer nie. En dan sê die woord, wat hy gewerk het in Christus toe met die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Die Vader het hom opgelig, en hy het aan die regterhand van die Vader gaan sit. Die regterhand van die Vader is die hoogste plek in die heelal. Daar waar God in beheer is, sy troon. Nou luister hierna. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hier kom dit nou. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. As hoof bo alle dinge, in daai posisie van heerskappy. As hoof bo alle dinge aan die gemeente gee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Broers en susters, al wat ek kan sê, daar's krag opgesluit in die liggaam van Christus, wat ons nog nie ontgin het nie. En saam met dit, is dit autoriteit. Ek wil net gaan lees wat die TPT sê. Dink ek het dit daar gelees. Now he is exalted, vers 21, as first above every ruler, authority, government, and realm of power in existence. He is gloriously enthroned over every name that is ever praised, not only in this age, but in the age that is coming. And he alone is the leader and source of everything needed in the church. God has put everything beneath the authority of Jesus Christ and has given him the highest rank above all others. And now we, his church, are his body on the earth, and that which is fills him who is being filled by it. This is awesome. As jy dit lees, wat opgesluit is, ekskuus tog, in die liggaam van Christus. In sy kerk. Nou, wie julle wat sê groter wonder, nie groter wonder nie, maar wat's deel van die wonder? As jy nou na hoofstuk 2 toe gaan. Ekskuus. Vers 4. Maar God, en dan hoofstuk 2, vers 1 tot 3, word die toestand van die mens beskryf. Geef my een van daai ons, asseblief. Joels. Asseblief. Die toestand van die mens, sy gevalle toestand, word hier beskryf in vers 1 tot 3. Nou gaan dit nie nou deurgaan nie.
En dan sê hy, dit begin eintlik waar hy sê, en julle was dood. Julle was dood. Julle was in die toestand van dood. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. So hy praat van hierdie hele proses, lewend gemaak. Ons was dood. In werklikheid het Jesus ons uit die dood uit gaan haal en ons lewend gemaak. En luister hierna. Saam opgewek. Saam opgewek. So ek en jy was deel van die opstanding. Die dag toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, ek en jy was fisies in ons gedagtes nie daar nie, maar ons was in Christus. Ons is saam met hom lewend gemaak, saam met hom het ons opgestaan en saam met hom gaan sit. Vanoggend praat Linus met my, sy sê, ons het nie aan die regterhand van Jesus gaan sit nie. Ons is in Christus. Want as ek in die regterhand gesit het, dan was ek aan die ander kant, want daar was al 'n paar miljoen weergeborenes tussen my en jou. Ag, tussen ons en Jesus. Maar ons is in Christus. En hier is die ding. Ek nou vanoggend daaraan dink, jy weet, hulle praat van die bose. Dat dit wat ek nou vir julle beskryf het, die bose. En alles wat hy aangewend het om te keer dat Jesus opstaan. Het Jesus opgestaan. En ek en jy saam met hom. So in werklikheid, wat ek en jy nodig het om te verstaan, is alles wat die bose probeer teweegbring en laat skeef getrek het in ons lewens en alles. Ek praat van weergeborene Christene. Ons is potensiaal. Potentieel is ons bo dit. In Christus is ons bo dit. Met ander woorde, die bose het nie autoriteit oor ons nie. Die enigste ding die enigste autoriteit wat die bose het, wat jou en my aanbetref, is dit wat ons omgee. Hy het dit nie. Dis van hom weggeneem. He was stripped. Nou ek wil vandag vir u so 'n idee gee. Weet u, een van die grootste maniere wat jy die bose autoriteit gee in jou lewe en die bose in staat stel om verwoesting te saai in jou lewe, is deur hierdie ding wat ons noem ons mond. Jou woorde. Julle weet, dis vir my een van die slegste dinge wat ek tot die ontdekking gekom het in my lewe. Met ander woorde, ek kan die duiwel autoriteit gee in my lewe. Dis wat die woord van die Here sê. Don't give the devil any place. Moet hom nie plek gee nie. Efesiërs 4 vers 27. Gee aan die duiwel geen plek nie. En iemand het dit eendag so vertaal. Hy het gesê, don't appoint the devil into a place ruling over you. So kyk wat gekom uit jou mond uit. Maar die feit van die saak is, broers en susters, is die feit dat die Here het vir ons autoriteit gegee. Ek hoef nie sy snert in my lewe te ervaar nie. En vanoggend, terwyl ek gesit en deur hierdie goed gegaan het en
deurgelees het en besig was met die Here, het ek moet vir julle sê, hierdie beeld wat ek gekry het van dat ons is in Christus en ons sit in hemelse plekke saam met hom. Ons het autoriteit. En toe sommer dink ek aan 'n paar dinge in my eie lewe en dinge, ek bedoel in ons omstandighede waar ek wil amper sê die vrug kan sien van die bose se werking. Wat ek net sê, no ways. Ek hoef in die naam van Jesus hoef ek dit toe te laat nie. Ek kan dit stop. Want die autoriteit behoort aan my. Nou ek wil een van hierdie dinge net vat en een skrif vir julle lees. En die skrif, ek gaan dit lees in die eerste plek in die Afrikaans. Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 11. Eintlik wil ek, voordat ek Romeine 8 vers 11 wil ek lees, wil ek net vir julle lees wat sê Romeine 6 vers 4. Ekskuus. Jy sê dit in die TPT. Dis oor die doop. Sharing in his death by our baptism means that we were co-buried with him, so that when the Father's glory raised Christ from the dead, when the Father's glory raised Christ from the dead, when the Father's glory raised Christ from the dead, we were also raised with him. We have been co-resurrected with him so that we could be empowered to walk in the freshness of new life. Okay? Nou wil ek vir julle vers 11 lees van Romeine 8. Romeine 8 vers 11 sê in die Afrikaans: En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon. Hoeveel van julle wat hier sit vandag kan vandag sê, die gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, lewe in my? Steek julle hand op. Ek wil hê jy moet dit opsteek. Verklaar dit. Die gees van hom, dink net daaraan. Nadat ek julle 'n prentjie probeer skep het van wat gebeur het op daardie dag, die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, bly in jou en in my. Hy sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy, dis 'n belofte, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Julle sterflike liggame. Daar's 'n verskil tussen my gees en my liggaam. Hier's 'n belofte uit die woord van die Here. Hy sê hy sal my sterflike liggaam lewend maak. Sterflike liggaam beteken is onderworpe aan die dood. Deel van daardie dood, onder andere, is siekte. So hier's 'n belofte. Hy sê as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Ek wil vir julle die TPT lees. Yes, God raised Jesus to life. And since God's spirit of resurrection lives in you, he will also raise your dying body to life. By the same spirit that breathes life into. Die Amplified, ek dink is daar op die bord, sê dit so.
And if the Spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then he who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. Deur Jesus se dood en opstanding. Ek het nou die aand daarvan gepraat. Toe ons daai fliek gekyk het en hulle Jesus so met die kats geslaan het. Die woord sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En hierdie versie onderskryf dit, glo ek. Want hy praat van hy sal ons liggame. Hy praat nie, let wel. Hy sê en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook nie net jou gees lewend maak nie, dis wat gebeur het toe jy Jesus aangeneem het, nie net jou gees lewend maak nie, hy sal jou sterflike liggaam lewend maak, deur sy gees wat in jou woon. Ek en jy het nodig om by hierdie versie kamp op te slaan. En te sê, ek wil vir jou vra, wat sal gebeur as jy enige siekte toestand, griep, vigs, kanker, wat sal gebeur as daai toestand in die teenwoordigheid inbeweeg van die opstandingskrag en lewe wat in Christus is, deur die Heilige Gees. Wat sal daarmee daarvan word? Kan dit voortbestaan in daardie omgewing? OK, maak dit nou anderster. Wat dink julle sal gebeur as kanker, 'n persoon wat kanker het, in die hemel instap? Jy sal hoor, poef, dit al. En as jy dit gaan verder soek, gaan jy dit nie kry nie. Jy gaan nie eers as kry nie. Broers en susters, dis die realiteit. Dis die woord. As jy enige iets anders uit die skrif uit kan kry, wat dit weerspreek, wat ek nou gesê het, bring dit graag. Ek sal graag luister. Maar dis wat ek verstaan. Hy sê, will restore to life. Restore beteken, in 'n ander plek sê hy, will quicken, in 'n ander plek sê hy, in die Afrikaans sê hy, lewend maak. Siekte. Dis, hy's een van die saailinge, of wat jy dit ook al wil noem, van die dood. Dis wat ons ontvang het. Broers en susters, dit is wat die opstanding vir my en vir jou. Dis meer as net die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. In die sin van, dis meer vir my, beteken vir my meer as net my sonde wegvat. Hy het nog verder gegaan, hy het die vloek gebreek. The curse was broken. The curse was broken. Amen. Nou, we worship you, Jesus. Nou net soos wat ons sit. Ek gaan 'n gebed bid vandag. As areas in my lewe wat ek voor staan, ten opsigte van gesondheid. En julle sien, ek het nou die aand genoem, God het vir Jesus se naam gegee, wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is.
Nou voor daardie naam van Jesus moet alles buig. En as ek verklaar dat die toestand, die fisiese toestand in my liggaam en selfs daar buite, en ek wil nou nie verder gaan nie, maar dit gaan verder. Maar dis waarvoor ek staan vandag vir myself. Ek gaan hierdie gebed bid. En ek het dit al gebid en ek het al dit ontvang. Maar ek gaan dit vanoggend bevestig. Die gees van hom wat Christus uit die dood uit opgewek het, is in my. En, as jy dit so na kyk, die dood, en alles van die dood, kon Jesus nie hou nie. Die lewe wat hy in hom ingekom het hom uit die hel uit die dood uitgehaal. Dis dieselfde wat met my en jou gebeur het. Stem julle saam? So, as jy 'n fisiese ding het vandag, in jou liggaam, wat jy van bewus is, ons maak ons oë toe. Sit net jou hand daar. En werk net saam met my. Dit gaan deur geloof. So Vader, U weet wat in elke situasie, elke persoon wat hier sit, U weet waarvoor elke persoon U vertrou. Maar ons gaan nou sê, ons gaan nou praat. Ek kom nou in die naam van Jesus. En ek stel die gees van die lewe, die gees van opstanding, dieselfde Heilige Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, wat in ons is, in die naam van Jesus. Ek stel nou in die naam van Jesus, in die autoriteit van Jesus, daar die Heilige Gees vry en spreek lewe en restaurasie in elke fisiese situasie. In die naam van Jesus. Ek spreek lewe. I release the resurrection power of the Lord Jesus Christ. I release it in this building and over every person that is listening. Elke persoon wat luister. In die naam van die Here Jesus Christus. Deur sy gees, die opstanding gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, stel ek die lewe vry nou. Life, lewe in die naam van Jesus. Restaurasie. Herstel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. En almal sê, amen. So sal dit wees. Begin dit te spreek, begin dit te verklaar, begin dit te sê, my liggaam is besig om te restoreer, want die lewendmakende gees van God is in my. Amen. Kom ons buig net die hoof. Is hier enige iemand dalk vandag? Eintlik gaan dit terug na die eerste stap, om dit wat Jesus gedoen het vir myself 'n realiteit te maak. Die eerste stap is om 'n gebed te bid. En hierdie gebed is gebaseer op die woord, baseer op Romeine 10 vers 9. So ek gaan 'n gebed bid. As jy vanoggend in hierdie auditorium is, en jy is nie weergebore nie, jy het nie die sekerheid dat jy 'n kind van God is, dat as jy te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie. Dan wil ek jou vra om hierdie gebed agter my aan te bid. Kom die gebed. Bid nou agter my aan. Nie net in jou gedagtes nie, maar bid dit uit, spreek dit uit. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. U weet alles van my. U weet dat ek gesondig het. Vandag erken ek. Ek glo
dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die doodheid opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag bely ek, Jesus Christus is nou my Here. Dankie Jesus, dat by almal se hoofde gebuig is en almal se oë toe is. Daar miskien iemand wat vandag eerste keer hierdie gebed gebid het. Die heel eerste keer. Steek net vir my jou hand op. Daar iemand is wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het. Daar enige iemand vanoggend hier. OK. Ja, kom maar vir my kyk. Wat ek gaan doen is ek gaan net die seën van die Here oor julle uitspreek. Julle sien, die opstanding is eintlik baie belangrik. En as ek nou dink aan hierdie gebed wat ek nou gebid het, dan sê hy, as jy met jou mond die Here Jesus bely, dit kom basies daarop neer, ek erken dat Jesus vir my sondes gesterf het aan die kruis. En met jou hart glo dat God hom uit die doodheid opgewek. Dis hoe belangrik die opstanding is. Ek het nodig om dit te erken. Want in 1 Korintiërs 15 verduidelik Paulus, hy sê daar's mense wat gesê het nee, die opstanding het nie plaasgevind nie en dit hoef nie te wees nie. Sê as die opstanding nie plaasgevind het nie. Sorry, as ons nog steeds verlore. En dis wat belangrik is. So ek wil net sê, dis hoekom mense dit bely. Hier is die seën van die Here. Die Here seën jou. En die Here behoed jou. In ander woorde, jy kan aanspraak maak. Dis eintlik 'n ek wil amper sê 'n belofte in hierdie opsig. Die Here behoed jou, beskerm jou. Die Here se aangesig skyn oor jou. Hy laat sy aangesig oor jou skyn en sy genade is op jou. Ek verklaar dit vandag oor elkeen. Ek verklaar dat die Vader se genade is op Christen Lewe Gemeente. Dis wat hy vir ons gesê het. Die Here verhef sy aangesig oor en die Here gee vir jou. Gaan in hierdie vrede en vreugde van hierdie opstanding Sondag. En hier's nog steeds mense hier voor wat vir jou agterna sal bid vir jou, as daar 'n behoefte is. Hulle is welkom. Maar gaan en geniet die res van hierdie dag en môre. Here seën julle.